Broers en susters, Hervormingsdag neem ons terug na 'n Saterdag 506 jaar gelede, 31 Oktober 1517, in die Duitse dorpie Wittenberg. Toe daar van die dorpse kasteelkerk af onverwags hamerhoue deur die middagstilte opgeklink het. Die mense wat dit gehoor het nie besef dat die hamerslae uiteindelik deur die hele wêreld sou weergalm en tot die grootste kerklike hervorming van alle tye sou lei nie. Want wat daar nie gebeur was dat Martin Luther 'n dokument aan die kerkdeur vasgespyker het. 'n lys met 95 stellings waarin hy die dwalinge van die Rooms-Katolieke Kerk van daardie tyd uiteengesit het. Toe die Romeinse kerkleiers die volgende oggend, die Sondagmôre, Luther se lys van stellings lees op daardie dokument, was hulle geweldig ontsteld. Dit het gelei tot 'n debat wat 'n geweldige stryd in die kerk geword het en uiteindelik 'n wêreldwye beweging wat ons vandag ken as die groot protestantse hervorming of kerklike reformatie van die 16de eeu. Die ontsteltenis was so groot dat die Romeinse paus Luther uit die kerk verban het en vervolg het. Maar die proses wat met daardie daad aan die gang gesit is, kon nie gekeer word nie, want dit was nie maar net Luther nie, dit was die Here wat daar aan die werk was. Die reformatie het uitgekring. Kort daarna het besware teen die Romeinse kerk ook in Switserland opgevlam. Daar het Zwingli en Butzer en ander met 'n stryd begin vir kerklike hervorming. Uiteindelik was dit die groot kerkhervormer Johannes Calvijn wat die voortou geneem het in die proses van die reformatie. Calvijn was geseënd met 'n vaardige pen. Hy het baie geskryf. Sy institusie, kommentare op feitelik al die boeke van die Bybel, sy psalmberuimings en sy geskrifte het deur die genade van die Here die reformatie tot 'n hoogtepunt gevoer daar in die 16de eeu.
60 vers 1, kom ons gaan net op die bord 1 terug, ek dink dit nou so vinnig ingeskryf op die bord, ons gaan nou Psalm 68 vers 1 en weer gesing.
Net nou het ons gesê dat die hervorming gou van Duitsland na Switserland uitgebrei het. Teen die middel van die 16de eeu het die hervorming ook in Nederland, in Engeland, Skotland, Frankryk en die res van Europa deurgebreek. En die Romeinse kerk is oorspoel soos deur 'n groot tsunami. Vir die Romeinse paus en die Romeinse kerkleiers het hierdie verwikkeling 'n onhanteerbare kopseer geword. Maar in plaas daarvan om te luister na die stemme van die protestante, het die Romeinse kerkleiding besluit om die reformatie te probeer onderdruk, selfs met gewelddadige vervolging. Duisende protestante is in die tronk gestop en is selfs doodgemaak. Die ergste hiervan was seker die berugte Bartholomeusnag van 23 Augustus 1572. Toe bykans 25.000 gereformeerdes by 'n huweliksfees in Parys koelbloedig vermoor is. Die gereformeerdes en die ander protestante moes vir hulle lewens vlug. Baie van hulle na ander wêrelddele, onder meer na Suid-Afrika. Die vlugtelinge wat in 1688 uit Frankryk hier aangekom het, het saam met die Nederlandse gereformeerdes wat alreeds hier was, vaandeldraers geword van die gereformeerde godsdiens in Suid-Afrika. En so, broers en susters, het die Here dit beskik dat die hervorming wat in 1517 daar in Wittenberg begin het, reg oor die wêreld uitgekring het, om ook ons hier in Suid-Afrika, ja vandag ook hier in Potgietersrus, in te sluit. Saam met die gereformeerdes wêreldwyd dank ons die Here vandag vir wat hy in die geskiedenis van sy kerk laat gebeur het, sodat alles wat ons doen, alles wat ons bely, alles wat ons glo, weer teruggekeer het na die Here se woord, na die Heilige Skrif. En so glo ons uit die Skrif alleen. Ons word verlos uit geloof alleen, uit genade alleen, deur Christus alleen, en dit alles alleen tot die eer van God. Dit, broers en susters, is die grondslag van die hervorming. Baie dankie.
Broers, susters, kom ons sit maar net weer 'n oomblik. Ons wil net vir Suster Tilla baie dankie sê wat weer vir ons hierdie pragtige program op die been gebring het. Om Tinus, Prof Jorrie, baie dankie vir julle insette ook. Die sanggroep, hulle sing so mooi, ek het gedink ons kan 'n opname maak. Ons het sekerlik 'n opname gemaak, maar ons kan 'n professionele opname maak. Dit was regtig vir die kort tydjie wat hulle geoefen het, besonderlik mooi in die gemeente en almal het net so mooi saam gesing. Baie dankie vir almal se teenwoordigheid en ons bede is dat ook hierdie program en alles wat ons elke dag doen sal staan daarin dat ons die tempel van die Here, wat ons self is, Christus sy tempel, ons sy liggaam, die tempel van die Here, dat dit opgebou sal word en nie die tempel van die duiwel. Baie dankie, ek glo alles dra daartoe by. Kobus, jy het mooi weer gespeel. Gemeente moet maar mooi kyk en jy moet hom ook maar aanpraat dat hy meer vir ons saam speel. Ons sukkel maar bietjie met hom. Maar baie dankie, Kobus. En Simonay, baie dankie vir jou groot moeite ook met die uitsending van alles en daarbo met die uitsending, met die borde wat julle op werk, die van der Walkies wat almal daar saamspan. Baie dankie. Nou word jy almal hartlik genooi om koffie en tee in die saal te kom geniet.